Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. In hierdie mooi oggend is dit my voorreg om saam met jou stil te word rondom die woord van die Here. Mag vanmôre se boodskap vir ons elkeen tot groot seën wees. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons lees vanmôre Efesiërs 1 vers 15 tot 22. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees. Nie net in hierdie bediening nie, maar ook in die bedeling van wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Liewe vriende, Paulus is besig met 'n gebed, wat hy bid vir die gelowiges in die gemeente van Efese. Hy het gehoor van hulle geloof in die Here Jesus en hulle liefde vir al die gelowiges. En hy kan nie ophou om God te dank daarvoor nie. Maar Paulus gaan ook verder in sy gebede as hy aan hulle dink. Hy wil hê dat hulle Christus nog beter sal leer ken. En dat die Heilige Gees hulle wysheid sal gee om die regte keuses in hierdie wêreld te maak en om deur hulle lewens God net nog meer te verheerlik. Hy bid dat die Here deur sy Heilige Gees hulle roeping aan hulle sal bekend maak, dat hulle kan meewerk aan die uitbreiding van God se koninkryk. Paulus sê daar's 'n ongelooflike groot krag wat in hulle werk wat glo. En is dieselfde krag wat God gebruik het om Jesus Christus uit die dood op te wek. Daar is baie groot mag en gesag en krag en heerskappy in Christus gewortel en gevestig. En Paulus bid dat daardie selfde krag ook 'n werklikheid sal word in kinders van die Here se lewe. Alles gaan immers oor Jesus. Paulus wil hê dat hulle nog meer soos Jesus sal wees. Dat hulle aan hom die eer sal bring. Dat Jesus, wat die hoof van die kerk is, ook die hoof van hulle lewens sal wees. En dat hy hulle almal sal vervul met sy Heilige Gees en die volheid van dit wat daar in Christus te vind is. Broeder en suster, wat 'n voorreg om kind van die lewende God te wees. Wat 'n voorreg dat Jesus Christus die koning van ons harte is en die Here van sy kerk is. My bede is dat die Here deur die kragtige werk van sy Heilige Gees elkeen vandag van ons sal laat besef wat ons roeping is, maar dat ons kan groei in die geloof om Christus nog meer te verheerlik in ons lewe. Mag die Here vandag vir jou vashou en aan jou wysheid gee, sodat Jesus Christus uit jou lewe kan uitstraal en jy in 'n lewe van volheid vir hom elke dag kan lewe. Kom ons bid saam. Dierbare Here, in hierdie nuwe dag is ons so bevoorreg om voor U te kan stil word.
Ons prys U groote naam en ons loof U vir wie U is. Dankie Here Jesus Christus dat U ons koning en verlosser is en deur die Heilige Gees in ons harte werk. Wil U ons laat groei in die geloof? Gee vir ons meer en meer wysheid elke dag. Laat ons voluit lewe vir U ook in hierdie mooi dag. En dankie dat U ons in die volle waarheid lei. Wil U uit genade al ons sonde vir ons vergewe en deur die kragtige werk van die Heilige Gees ons nader aan Jesus Christus laat leef. Seën vir ons hierdie mooi dag en vul ons harte met U vrede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Baie dankie vriende, 'n mooi dag vir u.